hierdie is 'n gedeelte van Euklides wat ons asseblief met 100% voorkry. Dis verskriklike lekker gedeeltes. Jy gaan nou vraestommer spot en jy sal sien in die opsomming sê ek ook baie mooi, gaan kyk vir jou radius en Pythagoras. So wanneer jy hierdie sien, dink radius, geef my 'n naam vir jou radius en jy weet jy gaan Pythagoras gebruik. So vir Pythagoras, eerstens kort ek 90 grade en ek kort 'n driehoek. So as jy nie 'n driehoek het nie, gaan teken vir jouself een. So dit is hoe hierdie gedeelte werk. Okay. So kom ons kyk gou. Eerste sê hulle vir my wel, okay, O is die middelpunt, ons het daai enetjie en hulle sê vir my right, OB is 2x. Ek weet nie wat BD is nie en hulle sê vir my AC is 8x eenhede. Okay. So oordat AC 8x eenhede is, kan ek hierdie gaan skryf as 4x en 4x. So my eerste punte sal wees om te sê AB is gelyk aan BC en hulle albei is 4x en dan jou rede, dis daai een van 'n lyn van die middelpunt van die sirkel halveer 'n koord loodreg. Of jy kan gaan sê 'n loodlyn halveer 'n koord. 'n Loodlyn beteken hy is 'n loodreg. Okay. So ek gaan om daarso sit. So ons weet dit. Okay. Nou wat hulle vir my sê, wel, ek kort vir BD. Okay, so kom ons kyk wat ons kan doen. Jy onthou net dat ek vir jou gesê het, asseblief, wanneer jy hierdie doen, dink Pythagoras en dink radius. Okay, so kom ons kyk. Ons gaan kyk hierso. Ons gaan sê eerstens, oekie, wel, OA het ek hierso om te sê, okay, OA weet ek is 'n radius en ek het my driehoekie daar. So dit sal my eerste stap wees om so lank 'n naam te kry vir my radius. So al wat ons gaan sê hierso is OA kwadraat is gelyk aan 'n hakkie 2x kwadraat. Dis 'n groot fout wat baie mense maak. Asseblief gaan sit hom vir my in 'n hakkie plus 4x kwadraat. Ek wil nie jy moet eindig met 'n 4x kwadraat en dan net 2x kwadraat nie. Dit moet in 'n hakkie wees. En dan jou rede is Pythagoras. Okay. Dan gaan werk ons hierdie verder uit. Dan kry ek wel 4x kwadraat plus 16x kwadraat gee vir my 20x kwadraat. So OA kwadraat het ek dan as 20x kwadraat. Dit sê vir my OA, wanneer jy hierdie doet in 'n wortel gaan chak, wortel 20 gaan vir my 2 wortel 5 gee. En dan ek gaan sommer my x kwadraat ook uit die worteltjie uithaal. So ek gaan hom skryf as 2x en daar is my wortel 5. Okay, en dis hoe ons daai ene kry. Wel, nou het ek het least 'n naam vir my radius. So dit is wat ek vir jou gesê het wat jy moet doen. En dan gaan kyk jy net na jou skets en jy gaan vul hom letterlik net in. So ons het, okay, wel ek soek vir BD. So nou moet jy hom net in terme van jou radius gaan skryf. Ek het 'n radius, met ander woorde, ek weet wat daai een se naam is. So ek kan gaan sê BD, as jy wil, kan jy sê BD plus OB is gelyk aan OD. So hierdie lang enetjie is gelyk aan daai korte plus daai korte. So ek soek vir BD, is dieselfde dan as OD minus OB, so ek vat net my OB oor, dan word hy 'n minus. Ek gaan vul hom dan in, ek kry vir BD, OD het ek dan wel, ek weet wat my radius is. Dieselfde as OA, en dis hoekom jy hom skryf in terme van jou radiusse altyd. Minus, my OB het ek as 2x. Okay, gewoonlik sal hierdie reg wees, maar hulle wil baie spesifiek hê, jy moet by ietsie uitkom. Okay, al wat jy gaan doen altyd, wanneer jy 2 van iets het, en jy soek net een van hom, dan gaan haal jy hom net uit as 'n algemene faktor. Ek gaan haal my 2x uit as 'n algemene faktor, en wat oorbly is wortel 5 minus 1, voilà, en dis al wat ons doen. En dan het ek kom bewys. Okay, volgende enetjie, hier gee hulle vir my 'n klomp inligting. Soos ek sê, al wat jy moet weet, jy sien hierdie, jy moet dink radius en jy moet dink Pythagoras, soos that's it. Okay, hulle sê vir my bepaal die lengte van OR in terme van x. Okay, OR is 'n radius. Daar is 'n radius. So, as hierdie dude 2x is, daai dude is x, dan weet ek
OT is 2x plus x wat 3x is. Dit beteken hierdie dude is 3x, want dit is 'n radius. Jy soek 'n naam vir jou radius. So dis my antwoord, 3x. Nou sê hulle vir my, bepaal die waarde van x en laat jou antwoord in eenvoudigste wortelvorm. En dan onthou jy weer, jy dink radius en Pythagoras. Ok, kom ons kyk wat kan Pythagoras vir ons gee hierso. Wel, in my vraagie het hulle gesê dat SR is 40 cm. So, as hierdie dude 40 cm is, kan ek hom gaan skryf as 20 en 20 cm. Weereens, die loodlyn uit die middelpunt van die sirkel halveer 'n koord. Of jy kan skryf 'n punt van die middelpunt van 'n sirkel halveer 'n koord loodreg. Maar die redes is in die opsommings baie mooi vir julle gegee. Ok, so ek weet is 20. En dan doen ek net vir liewe vriend Pythagoras. En asseblief onthou julle hakkies. Pythagoras sê my skynsy kwadraat is gelyk aan daai 1 kwadraat plus daai 1 kwadraat, x kwadraat plus y kwadraat. En dan gaan werk jy met uit. So ek kry 9x kwadraat is gelyk aan 4x kwadraat plus 400. Ek vat hierdie x kwadrate oor, so ek gaan kry 5x kwadraat is gelyk aan 400. Ek gaan deel met my 5. Ek kry vir x kwadraat as 80. So my antwoord vir x is plus of minus, maar ons weet in hierdie geval kan dit nie 'n minus wees nie, want ek kry nie soos 'n negatiewe eenhede nie. Daarom weet ek x is wortel 80. Hulle sê eenvoudigste wortelvorm, as jy dit in jou calculator gaan intik, wortel 80, dan kry jy 'n baie mooi 4 wortel 5. Ok, en dis so ons hierdie gedeelte doen. Maak seker julle kan dit doen asseblief, dis gratis punte. Volgende enetjie, hy lyk 'n bietjie funny, maar dis presies dieselfde. Jy sal sommer daai vraagie spot, dan dink jy dadelik radius en Pythagoras altyd. Ok. So kom ons gaan kyk gou wat hulle vir ons gee. Hulle sê AB is 22 cm en dit is 'n middellyn. So dadelik weet ek, right. Daar's 11 en daar is 11, want dit is dan 2 radiusse. Hulle sê vir my OM is 7 eenhede. En dis pretty much wat ons weet. Ok, ons weet hierdie 2 is ewe lank. Oordat hulle ewe lank is, weet ek, het ek 290 grade driehoeke. So dit sal my eerste punt wees om te sê hoekie CMO, of jy kan sê hoekie OMD, so jy kan na een van daai twee gaan, is gelyk aan 90 grade, om dan te sê 'n lyn van die middelpunt van die sirkel wat 'n koord halveer, het 'n 90 grade hoek, of is 'n halveer die koord loodreg. Gaan kry maar net jou redes op die opsommings, dis baie mooi presies vir jou uiteengesit. Ok, nou wat ons gaan doen, ons gaan sê nou, bepaal met redes die lengte van CD. Ok, wel ek word nou vir CD, dit help my nou nog nie baie nie, maar jy onthou, ek het vir jou gesê, radius en Pythagoras. As jy nie 'n driehoek het nie, gaan teken vir jou 'n driehoek, want ek weet mos, hier's 'n radius, en my radius is 11 eenhede. Hierdie CO is nou ook 'n radius, en hy is dan 11 eenhede. Al wat jy gaan doen is gaan vul hom nou net in. So ons liewe vriend Pythagoras gaan vir my sê 11 kwadraat is gelyk aan 7 kwadraat plus wat ook al daai is, kom ons noem hom x, plus x kwadraat. Dan kry ek 11 kwadraat minus 7 kwadraat gee vir my 'n 72 is gelyk aan x kwadraat, en dan kry ek die antwoord vir x kwadraat, wel wortel 72, is 'n aaklige 6 wortel 2, maar dis net vir CM. Hulle soek die lengte nou vir CD, dit is wat my vraag sê, my vraagie sê vir CD. So as ek vir CM het, dan al wat ek doen om vir CD te kry, is ek gaan maal net hierdie gedeelte met 2, boom, en dan kry jy 'n pragtige 12 wortel 2, en dis dit. Alright.